Goeiedag almal, Pesach. Wie kan en wie mag die nagmaal gebruik? 1 Korintiërs 11 vers 29. Want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Hierdie woord onwaardig of onwaardige is anaxios in Grieks, wat uitsluitlik in hierdie konteks daarop dui dat die nagmaal 'n heilige, godgegewe instelling is. Daarom moet dit met die regte motiewe en met respek gebruik word deur wedergebore Christene. Onwaardig, anaxios, is die Griekse woord wat dui op iemand wat iets roekeloos doen. Weet nie regtig waarom dit gedoen word nie en neem bloot daarin deel omdat iemand dit gesê het. Anaxios dui op iemand wat oneerbiedig deelneem aan hierdie heilige, godgegewe instelling. Kan jy onthou, ons het reg aan die begin van hierdie reeks gesê dat Pesach beteken om doelgerig met geloof en verwagting en met die regte motiewe die bloed en die vlees geniet. 1 Korintiërs 11 vers 29, want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl die liggaam van Christus nie onderskei nie. Nou hierdie woordjie, oordeel en onderskei, kom ons kyk daarna. Die woord oordeel in Grieks is krima, en wat dui op iemand wat oortree het en word skuldig bevind aan hierdie oortreding. Onderskei is diakrino in Grieks, wat dui op die spesifieke betekenis wat daaraan gegee moet word of behoort gegee te word. Onderskei beteken, jy gebruik dit met volle geloof en vertroue, dat dit sal werk soos dit deur die Here bepaal is in die gebruik daarvan. Ja, selfs om jou sondes te bely en om jou sondes te vergewe. Die nagmaal, die gebruik daarvan moet gepaard gaan met absolute geloof in die doel daarvan, soos ons in Jesaja 53 die betekenis daarvan uiteengeset het. Maar ons weet almal, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Die Here sê, maar ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. As jy voel jy is onwaardig as gevolg van 'n sondetoestand in jou lewe, vra vergifnis en laat toe dat die bloed van Jesus jou reinig, en gebruik dan die nagmaal met daardie absolute oortuiging dat die Here het vir jou sondes gesterwe. Onwaardig beteken nie, jy word afgeskei en uitgesluit daarvan nie. Onwaardig beteken, daar's iets wat jy moet doen om waardig te wees, om dit aan te wend, so vir die Here wil hê dit moet aangewend word, en die resultate daarvan te verkry wat die Here wil hê ons moet verkry. Dankie Here vir die kosbare bloed en die liggaam wat vir ons gestort is. Amen.